Vriende, wat 'n voorreg dat ons die doop kan bedien. Ons praat net vinnig oor die doop. Die doop, as jy na die doop gaan kyk en jy lees die formulier, dan is die aanhef van die formulier die volgende. Dis 'n formulier vir die bediening van die doop aan die kinders, en hoor nou, van gelowiges. Van gelowiges. Omdat ons deel raak van die verbond. Nou, die doop val so min of meer in 2 dele uit. Eintlik moet ek nou een van die blydensklas-kinders gekry het om julle te kon verduidelik hoe werk die doop, want ons het hard gewerk daarmee. Ons doen nie die kinderdoop nie. As mense sê ons doen die kinderdoop, ons doen nie kinderdoop nie. Ons doen die verbondsdoop. Daar's 'n groot verskil. So, ons doen die verbondsdoop. Ons doop nie net kinders nie. Ons doop, as iemand nie gedoop is nie, so die blydenisaflegging gaan na 3 gedoop word. As iemand nie gedoop is nie en hy's groot, dan doop ons hom ook. So, ons doen die verbondsdoop. Die verbondsdoop kom uit Genesis 17 vers 7 uit, waar God met Abraham praat en vir Abraham sê, dis 'n blywende verbond, en dan die inhoud van die verbond is, ek sal jou God wees en die God vir jou nageslag. Dis die inhoud van die verbond. So, en dis wat ons, as ons vanoggend die doop doen, dan is dit wat God vir hierdie kindertjies sê, en die water is 'n teken daarvan, van God se genade, van God se liefde. Ek sal jou God wees, die God van jou nageslag. En as mense sê, ja, my kinders kan ons nou nie sê ja nie, ek hoogte is miskien 'n bietjie huil, is koud, water is koud. Dis juist die punt, want dis nie die kind wat iets sê nie, dis God wat sê, ek sal jou God wees, en die God vir jou nageslag. Ja, die doop verkondig dat ons, iewers op 'n stadium met almal van ons sê, sjoe Here, dankie Here vir u genade, wat u al reeds vir my gegee het, en ek neem u aan, dankie daarvoor Here. So die doop verkondig dat ons iewers met almal van ons op 'n punt kom, want daarom is dit deel van die verbond. Jou kinders word nie groot in 'n vakuum sonder die Here nie. En dis die ding van die verbondsteologie, die verbondsdoop, dat ons saam met dat God sê, ek sal jou God wees en die God vir jou nageslag. En dan is daar ook 'n verantwoordelikheid op die ouers, en dis die tweede deel. Primêre deel is God en die kind, kinders nou vandag, of die persoon wat gedoop word. Sekondêr gaan oor God en die ouers, waar die ouers kom sê, Here, ek gaan my kind groot maak, sodat u dit vir my sê. Deuteronomium 6 vers 6. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan, dit moet 'n herinneringsteken op jou voorkop wees. Dat mense moet kan sien, dis aan wie ons gesin behoort, aan die Here. Dis die 2 dele waar dit die doop dan ook val. Ek wil vra dan dat die volgende doopouers na vore sal kom, en ek het nou die fotootjies hier, ek gaan vir my die een fotootjie daar eers in opsit, van klein Samuel, en ek vra vir Heinrich en Gideoni, dat julle vorentoe kom asseblief. Daar glimlag Samuel. Goed, dan die volgende is klein Leon, sy ma en pa, Stefan en Marleen, die julle vorentoe kom, dis reg. Pragtig. En dan die 2 boeties, Daniel en Leo Brown, so vra dat Kylens en Christine ook na vore kom, asseblief. Wat 'n voorreg. En as jy agtergekom het, jy's reg, dis 4 seentjies. Ja, goed. So, ek gaan ons sommer daar sit, dan sien jy nou die seentjies almal sommer so by mekaar. Wonderlik. Lekker om kinderstemmetjies te hoor, nee. Lekker. Daar is hy. Wat 'n voorreg. Heinrich, wees rustig, moenie worry nie. Dis reg. Jy kan sien die pa het nou al 'n plan gemaak. Hy weet hy moet so 'n bietjie die kant toe stap, 'n bietjie daai kant toe stap, so 'n bietjie. Jy kan sien die ondervinding kom nou deur hierso. Heinrich, jy moet maar so luister so wat ek nou hier gaan lees, hoor. Dis reg. Goed. Hulle weet wat die aangaan, want ek het met hulle doopkategese gehou, so hulle is al hier deur, maar julle is nou nog hier deur, so julle moet saam hoor, maar julle gaan antwoord. Hulle gaan nie vir julle antwoord, julle gaan self antwoord. Wat 'n voorreg. Geliefdes in die Here, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. Ons het gesê Genesis 17 vers 7, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie,
moet julle opreg op die volgende 3 vrae antwoord. In die eerste plek, bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweede plek, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, dit wat ons hier in die woord van die Here, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die blydenskrifte van die kerk geleer word, dat dit die ware, die volkome leer van die verlossing is. Dat dit die manier is hoe ons verlossing ook vind in Christus. In die derde plek, beloof julle, dis nou julle as ouers, beloof julle om hierdie kinders na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Enig ook sonnaskool toe te stuur, self te leer van die Here, maar ook waar die geleentheid is dat ander mense hulle ook onderrig kan gee oor die Here. Nou as julle antwoord hierop, dan is dit 'n antwoord wat julle vir die Here sê. Ons is getuies, familie is hier saam, ons is getuies. Maar dis 'n antwoord wat julle vir die Here sê, Here, ek beloof om my kind so groot te maak, soos wat u dit vra. Ek gaan begin met Heinrich en Gideonie. Wat is hardop julle antwoord voor die Here? Stefan en Marleen, is julle antwoord. En Kyle en Christine, wat is julle antwoord hardop voor die Here? Ek gaan dan af om die babetjies ten doop te bring. Julle kan net omdraai en dan kan julle vir die mense sien, dan kan almal die babetjies in die seentjies sien. Goed. En Christina, gaan so saam met julle begin. Eerste. Wat een is eerste? Wat een moet ons eerste doop van die twee? Julle moet besluit. Daniel, okay. Hy is eerste gebore, so hy gaan eerste gedoop word. Right, ek kan julle 'n bietjie nader kom en dat ek net sy koppie so 'n bietjie nader in die water. Ja. En is die kamera reg? Oupa kyk in. Hallo oupa. Daar's hy. Wat 'n voorreg om dit te kan sien. Daniel Leon Brown. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, en ek doop in die naam van die Heilige Gees. Amen. Wonderlik. Leeu se beerd, Leeu Etienne. Ek het hom reg so. OK. Wat 'n voorreg. Kyk hoe kyk hy my in die oë. Kyk hoe kyk hy vir my, kyk hoe kyk hy vir my, 50 randjies vir jou. Wat 'n voorreg dat ons vir Leeu so voor die Here kan bring. Leeu Etienne Brown. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Julle kan soms so deurskuif daai kant toe, dan skuif julle so 'n bietjie nader hierdie kant toe. Net hierdie terugsit. OK. Wel, hy sien familie of vriende of wat hy waai. Daar's hy. Goed, ek het dit net as Leon sal lees reg so. OK, ek moet net so 'n bietjie nader bring. So hier so by die water. Wie ook lees. Leon Silje. Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Dankie. As julle ook so aanskuif. Goed. Gideonie. Nou, kom ek sê gou, Gideonie het groot geword hier in die omgewing. Sy was by ATJ vir baie jare en sy sê vir my, sy is 40 jaar terug in hierdie kerk gedoop. So, wat 'n wonderlike voorreg. So 40 jaar terug, ook hier voorgestaan, die ouers, waar's pa, ma?
Ma's hier, waar's ma? Hierso, daar is hy. So tannie het ook hier voorgestaan 40 jaar terug om kind te doen. Wat 'n voorreg. Ons gaan nou 'n bietjie meer as sê vir al die oupas en die oumas, maar wat 'n voorreg om dit saam te kan beleef. Goed. Ja, Sissie, jy moet saamkom. Daar is hy. Samuel Josha. Ja. Okay. Samuel Josha Stols. Ek doop u in die naam van die Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Ek gesig, ja, pragtig. Julle kan net so staan en dan bid ons saam. So kom ons maak die oë toe en ons draai julle so in die Here op. Here, as ons vandag saam is, bid ons baie spesiaal vir hulle as gesinne. Ons kom bid, Here, dat u vir hulle sal seën. Wat 'n wonderlike woord is hierdie, wat sê dit kom van u af. En Here, ons wil net ons hande uitlik in die lug steek en net sê, Here, ons wil u loof en prys vir hierdie wonderwerkies wat u vir hulle gegee het. En ook vir die breër familie, vir die oupas en die oumas, almal wat hier saam is. Dankie, Here, dat u so voorsien van geslag na geslag. Here, ons weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ons weet, Here, dat u is daar. En ons kom bid, Here, vir elke ouer wat hier voor staan, vir elke kindjie, en dat u vir hulle sal dra en sorg, ook so in hierdie pad wat hulle stap. Dankie vir u genade, Here. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek vra dat maak, jy maar net vorentoe kom, hy is die voorsitter van ons jeugkommissie, om net vir my te help ook, om so uit te deel. Wat ons doen is, ons gaan sommer by hulle begin, eerst een. Ons gee 'n doopkers. Nou die gemeente weet nou al hoe dit werk, so ek sê graag vir die familie ook. So hierdie doopkers het die dag en datum op 28 September 2025, en die gedagte is dat die doop moet deel bly van jou lewe. Dit is nie net 'n eenmalige ding nie. Dis om volgende jaar 4 die 28ste, dan steek jy hom aan en dan sê jy, Here, dankie vir my kind. En soos hulle ouer word, partykeer, weet tienerjare raak moeilike jare, dat jy hom, as dit 'n moeilike dag is, hoef nie net op daai dag te wees nie. En dit gaan swaar met jou kind, dat jy vir jou kind sê, my kind kom, steek hom aan. Die Here het gesê, hy is by jou. Die Here het gesê, hy dra jou. Die Here het gesê, hy sorg vir jou. So seker dat ons hierdie kersie aansteek, daar's geen mag in die kersie of iets nie, maar so seker kan ons herinner word, dat die Here vir jou gesê het, klompie jare terug, ek is by jou, en ek dra vir jou. So die doop moet deel raak van jou lewe, deel raak van jou manier van doen. Dis nie net iets wat net een keer gebeur het nie. Ons moet mekaar self herinner daaraan. En ja, ek stuur baie keer vir die ouers ook 'n doopherinneringsding deur, en dan sê ek altyd, maak van dit wat hulle graag wil eet. So die gemeente weet nou al, my kinders, ek weet nou al wat is hulle doopdatums, hulle laat weet my, en vir al die jongste is nou gelukkig nou uit, so sy saam met uit die joy, maar sy laat weet my al so 5 dae voor die tyd, voor 15 Desember, dan sê sy, papa, onthou 15 Desember, ek soek McDonald's dit, ek soek dit, en dit is okay, want ons vier dit, dit is iets om te vier. So, verjaarsdag as iets om te vier is goed, maar doop moet ons ook vier, maak 'n deel vir jou. As jy nie weet in jou doopdag is, jy gaan vind dit uit. Dis iewers is dit opgeteken in 'n stelsel by die verskillende kerkkantore. Vind dit uit en vier dit saam met die kinders. Goed, maak, kom sê, baie geluk. Gee jou nie? Vir jou en vir Heinrich ook baie geluk. En vir julle tweekies ook hoor. Baie geluk. Daar sê. Aangees as jy aangaan. Okay, ek dink hierdie ene is julle sin. Marlene, het ek net seker maak? Ja, dit is julle sin. Marlene, Stefan, baie geluk vir julle, seën ook vir julle. Dan sê, weer die kers sê, julle moet maar net wegvat. Okay, het hom. Hy het hom. Dis 2, dan moet nog een wees. Hier is dan. Geluk vir julle hoor, Kyle, Christine, baie geluk. Daar is die een sin, daar is die ander een sin, nogmaals geluk, daar sê, dit in ons bene, en dan gaan jy al 2 kan vat, daar sê, en die 2 kerse. Pragtig. Ek wil vra, waar is die oupas en oumas? Steek gou hande op, want ek wil hê julle moet vorentoe kom. Kom gou vorentoe, oupas en oumas, en wat ons wil graag 'n seënbede sing, en ons wil eintlik so vir die Here sê, dankie
vir genade. Ons het nou net gesê, Genesis 17 vers 7 sê, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Nou hier is nageslag, wat nou hier saam is. Kom gerus vorentoe. Baie geluk so vir julle, as oupas en oumas. Is daar ouma grootjies of oupa grootjies ook, of wat inkyk? Is daar oupa grootjie? Wow, oupa grootjie, wonderlik, wat 'n voorreg, daar is hy, oom, geluk ook daarvoor, wonderlik hoe die Here voorsien. Goed. En ek weet van 'n oupa wat ook deur die kamera inkyk, en as daar ander is, geluk so vir oupa en ouma ook daar op die kamera, baie geluk. Kom ons staan as gemeente, en ons sing vir hulle 'n seënbede ook toe. Laat hier die seën op hul daal. En as jy wil, kan jy jou hand uitstrek ook na hulle, om die seën so uit te spreek. Terwyl hulle rustig hulle sitplekke inneem, kom ons maak oop by Psalm 146. Psalm 146. Ons tema is Halleluja. Halleluja. Psalm 146. Terwyl jy die woord van die Here so voor die oop het, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die doop kon beleef. Van sien, Here, hoe u met mense 'n pad stap. Met families 'n pad stap. Dankie daarvoor, Here. En mag dit dat ons terugdink ook aan ons eie doop. Al kan jy dit self onthou nie, of miskien kan jy dit self onthou, miskien was jy 'n bietjie ouer, maar dat ons nooit sal vergeet nie. Dat u genade is vir ons meer as genoeg. Here, as ons na die woord toe beweeg, bid ons dat u die woord vir ons sal oopbreek, ons u woord sal hoor en verstaan. So deur die werking van die Heilige Gees. Ons vra dit in u naam. Amen. Goed, Psalm 146, ek gaan vir ons lees daar vanaf vers 1. Halleluja! Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie, op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit, hy keer terug na die grond, op daardie dag is sy planne daarmee heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gefestig is op die Here sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry. Die Here maak blindes se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van goddeloses maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer. Jou God, Sion, van geslag tot geslag. Ons lees dan tot sover. Ons tema, halleluja. Psalm 146, nou as jy so bietjie aanblaai, as die wat die Bybel oop het voor hulle, sal sien, Psalm 147 begin met dieselfde woorde, halleluja. Hy eindig met dieselfde woord. Psalm 148, dis nou die 2020 vertaling, begin ook met halleluja, eindig ook met halleluja. Selfde met 149, selfde met 150.
Begin met halleluja, eindig met die woord halleluja. So hierdie 5 psalms, 146, 47, 48, 49 en 150, word eintlik nou genoem, natuurlik nou die halleluja psalms. So, dis natuurlik nou die naam is. Dit is eintlik 'n crescendo van lof aan die Here. En crescendo beteken geleidelik harder. So die lof aan die Here word al groter en groter en groter en groter. Goeie ou Italiaanse woorde, jare terug, toe ek musiek geneem het, by my inkomste, wat ek verdien het, as sakgeld, is ek 'n teorievraestelle gemerk. So dit was my werk. So my pa het groot musiekskool gehad, oor die 100 leerlinge, so hulle het tyd gehad om al die teorievraestelle te merk, so ek het gemerk. So crescendo was nou deel daarvan. Jy kry crescendo en dan kry jy decrescendo, dan sit jy die deksel op, dan maak jy geleidelik sagter, geleidelik harder. Die wat musiek is, ek hoor die musiek, accelerando, retardando en al die lekker dinge. Goed. Maar dis 'n crescendo, geleidelik harder en harder en harder en harder. En so bring hy die lof van Psalm 146 af, al harder en harder tot by Psalm 150, om te sê, loof die Here, vir wie die Here is. So dis nie 'n oppervlakkige lof nie. Dis iets wat jy net gou doen nie. Dis 'n diep gewortelde lof oor wie God is en wat God kan doen. Nou as jy na die woordjie halleluja kyk, dan bestaan hierdie woord halleluja eintlik uit twee Hebreëse woorde. So die eerste woord is hallel, wat beteken jubel, loof, prys. Maar dis nie net gewone loof, dis nie net gewone prys nie, dis uit die diepste wese van jou. So hierdie moet jy gryp vir jouself. So dit is eintlik die diepste wese binne jou, en hy praat vir die eerste stukkie van o my siel, loof die Here o my siel. Daar's eintlik 'n woord daarvoor nie, maar dat van die diepste wese van myself wil ek die Here net loof. Dit borrel net uit my uit om die Here te loof. En die tweede woord wat daarmee die ja deel is eintlik die woord Jahwe. Loof die Here. So as iemand sê halleluja, dan sê dit wat hy sê, loof die Here. Maar as jy gewone loof die Here, dit is uit my diepste wese uit, loof ek die Here. So hierdie loof die Here te doen met, dankie Here, aanbidding, dis lof, dit is alles, jou hele mens wees. Ek weet nie of jy ietsie hiervan, is nie naaste by dit wat ons sê met halleluja nie, maar ietsie hiervan het ek al, voel 'n mens, betek as ek nou braai, en ek kyk so en ek sien, daar sit Estelle, en daar sit Marisel, en Elmarie, en Marisa, dis my kinders, en dan sit Kat daar, is 'n verloofde, vir die besoekers, dan sit Chokkie daar as ons hond, en Rufus daar, en as ek net so kyk, dan is dit net asof my hart net vol is, net, joh, Here, dankie vir u genade, is net so gevoel, ek weet nie wie al die gevoel al beleef het nie, want dit kom net so oor jou. Nou, hierdie lof aan die Here, is nog baie meer as dit is, dankie, loof, prys, vir wie u is, Here, dankie, met lofprysing. So is eintlik 'n uitbarsting van jubel, uitbarsting van lof aan die Here, wat gesê word net met een woord, met halleluja. So ek hoop jy gaan 'n bietjie anders te dink aan die woord halleluja, as jy weer dit hoor, of as jy dit lees uit die woorde. Nou, vers 1 begin eintlik met 'n persoonlike oproep. Hy sê, loof die Here o my siel. Ek sit hom sommer vir jou op. Loof die Here o my siel, ek wil die Here loof solank ek leef, ek wil my God besing solank ek bestaan. Kyk bietjie na die woorde wat daar gebruik word, loof, en weer 'n keer loof, en besing. Dit gaan hier oor 'n persoonlike verhouding met die Here, my God. So, dit gaan oor hierdie God wat, en ons gaan nou net so 'n bietjie na karaktereienskappe kyk, is iemand wat met my moeite doen, wat daar is nie haar van my kop afval, sê die woord van die Here, of die Here weet dit nie. Hierdie God wie ek loof en prys, wat eintlik jubel uit my hart uit, is een wat selfs na my kyk, wat 'n verhouding het met my God. En weet jy, dis 'n wilsbesluit. Om die Here so te loof is 'n wilsbesluit. Ek wil die Here loof. Ek wil my God besing. Dis iets wat intentioneel, doelbewus is om vir die Here te sê, "Sjoe, Here, ek loof U vir wie U is."
En dan sê hy, ons vertroue moet eintlik hierin lê, in God. Ons hoop moet in God lê. En dan begin hy in vers 4 en hy sê, ja, maar moenie op mense, of vooraanstaandes sê mense, moenie op vooraanstaandes vertrou nie. Politieke figure, of wie jy ook al sien as 'n vooraanstaande, moenie op mense vertrou nie. Hy sê, op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Want mense stel jou teleur. En ons weet dit almal. Moenie op mense vertrou nie. Mense stel jou teleur. 'n Kollega, jy saam met kollegas en jy doen al die werk en as jy weer sien, dan vat jou kollega langs jou al die krediet daarvoor. Maar hy het dit nie of sy dit nie eens uitgedink nie, maar jy vat die ander persoon die krediet. Dit raak jou, dit maak jou seer. Of 'n bestuurder sê vir jou, jy werk, ek kan sien hoe hard jy werk, ek sien alles wat jy doen, jy gaan 'n bevordering kry. Ek sê vir jou nou, daar's nie eens 'n kwessie daaroor nie, jy gaan definitief 'n bevordering kry en ek sal sorg daarvoor. En as jy in die vergadering sit waar almal is, dan rep hy nie 'n woord nie. Dan het jy hoop alles op hom gesit, of haar gesit wat jou bestuurder is, en daar gebeur niks nie. Of jy is deel van 'n projekspan, en jy bring jou kant, jy werk hard, jy sorg dat jou ding op tyd klaar is, en die res van die projekspan het nie hulle werk gedoen, en ewe skielik word daai kontrak gekanselleer. En jou inkomste is daarmee heen. Mense stel teleur. Of 'n vriend wat jou in die rug steek. Mense stel teleur. Mense is feilbaar. Mense is feilbaar. Hy sê, hoekom? Want mense se asem gaan uit. Hulle keer terug na die grond. En op daardie dag is sy planne daarmee heen. Mense is nie ewig nie. God is ewig. God is gister, vandag en môre dieselfde. Moenie op mense vertrou nie, vertrou op die Here. Soms vertrou ons op ons mediese fonds. Soms vertrou ons op ons pensioen. En dit is seker op 'n manier, seker, maar daar is ons nou vlakke van vertroue, né? Maar wat is jou diepste vertroue? As jy nou al daardie lae wegneem, want jy het mos geld nodig, en miskien het jy mediese fonds nodig, miskien vertrou jy op jou kinders, dat jou kinders gaan sorg. Maar ten diepste, as jy al hierdie lae wegneem, lê die hart hier om te sê, vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Hou aan die Here vas. So hierdie gaan eintlik oor hoe jy dink oor God. Dis jou godsbeskouing. Nou die groter woord in die teologie. Hoe dink jy oor God? Wie is die God van die Bybel, hoe jy dit lees? Jy kan God vertrou vir al hierdie dinge. Ook in jou situasie. Daarom sê vers 5, op wie moet ons vertrou? Hy sê, die God van Jakob. Wie se hoop gevestig is op die Here sy God. Fokus op God. Hoekom? Want is God wat die hemel en aarde gemaak het. Die see en alles wat daar is. Hy bly trou tot die ewigheid. Ek dien nie God omdat ek daar iets kan uitkry nie. Ek dien God omdat God God is. Hoor mooi, ek dien nie God omdat ek iets kan uitkry daaruit nie. Ek doen die Here omdat die Here God is. Wees versigtig wees om ek loof en prys U as U vir my dit doen. As U my nou gaan genees, dan gaan ek vir U loof en prys. As U vir my hierdie krisis nou uitsorteer in my lewe, dan gaan ek U loof. Dan raak jou verhouding met die Here transaksioneel, onderhoud. Jy begin onderhandel. Jy moet God dien oor wie God is. Natuurlik kan jy vir die Here sê, Here, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Here, ek worstel hierso. Natuurlik kan jy dit sê, maar dit beteken nie dat jou vertroue is, want as dit 'n as U dit doen, dan is die vertroue gefokus eerder op myself. Is gefokus op myself as wat dit op die Here is. As U my genees, dan sal ek dit doen. Dan raak dit 'n transaksionele verhouding. Gaan oor 'n transaksie.
Die Here sê vir ons baie duidelik, ek dien God, omdat God God is. Maar ons weet die Here, hoor ons, want ons moet 'n verhouding met die Here. So ons weet die Here seën ons ook, maar dis nie die rede hoekom ek God dien, sodat ek nou 'n paar goeders hier kan uitkry nie. Maar ek weet ek het 'n verhouding met die Here, en daarom doen die Here al hierdie ander goed. Hy sê, hy laat gevangenes vry, hy maak blindes se oë oop, hy rig die wat te neergedruk is, tel hy op, regverdig is lief, en als van vers 8 af verder. Maar dis nie 'n transaksie nie. Dit begin oor wie God is in jou lewe. Wie vertrou jy? En wie is God? Ek gaan net 'n paar goedjies noem, en ek gaan alsoos gelyktydig opsit, anders is nou 1-1-1, ek weet daar's 'n paar mense wat skryf, so, daar's hy, ek sit dit sommer vinnig op. Net vinnig, en ek kan nie, hiermee kan ek nie God vasvat nie, glad nie, hoegenaamd nie, nie is nou klein bietjie nie, maar God is die skepper van alles. Dis die God wat jy dien, as ek sê, jubel in die Here, halleluja, loof die Here. God is die skepper, wat die son en die maan en die sterre geskep het, wat uit die jy is nou daar see toe, wat eintlik die land en die see geskep het, wat al die visse geskep het in die see, duisende spesies in die, plantspesies, as jy net daaraan dink, God is dis die skepper met wie ons te doen het. Jy weet, ek weet of julle Louis Giglio se goedjies kyk, nie, maar op 'n stadium, dan kyk hy na die heelal, en dan kyk hy na die aarde, en dan die hele ruimte daar buite, en dan word die aarde so groot, en soos hy verder uit gaan beweeg, gaan die aarde al kleiner word, en later, dan wys hy net vir jou, so, daar is 'n spikkeltjie, nou daai spikkeltjie is eintlik die aarde, en jy is eintlik nog 'n klein spikkeltjie binne in die aarde, maar die Here sê, hy is die skepper, en hy sal nie 'n haar van jou kop laat afval nie. Dis die God wat ons dien. Hy is die onderhouer. Psalm 19 sê, die een dag gee die boodskap oor aan die volgende dag. Hy onderhou die wêreld, seisoene, wat hy onderhou. 21 September was die dag en die nag ewe lank, 'n week terug. Hy is heilig, gaan lees, die wet van die Here, die eerste 4 gebooie, lees ons oor die heiligheid van God, wie God is. God is liefde, dis sy karakter, dit is wie hy is. God kan nie anders as liefde wees nie, God is liefde, juig ons harte, sing ons baie keer in 'n lied. Ons weet mos, jy ken dit baie goed, Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad. God is lief. En ons het dit verlede week gesing met die informele diens, en toe Leon nog gesê, en sit net jou eie naampie daarin. God het vir jou so lief. God het vir jou so lief. Dis die God die ons dien. Hy is vir ewig. Dit sê hierso in vers 5, hy wat trou bly tot in ewigheid. Die Here sal vir ewig regeer. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Daar's nie 'n einde aan God, wie God is nie. Hy is koning, hy regeer, staan hierso in die gedeelte. Hy is ons Vader. Jesus het ons juist geleer bid om te sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nee, is dit gepraat van heilig? Dis wie God is, hy is ons herder, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee vir my nuwe krag in moeilike tye. As ek deur donker dieptes gaan, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in die hande is ek veilig. Ou vertaling gepraat van, gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, al val die skaduwee van die dood oor my, is ek nog steeds in die Here, in die hande bly ek veilig. Al gebeur slegte goed. Die Here sê, hy is God. En daarom, ek sluit af hiermee, ek loof God omdat God God is. Ek loof God omdat God God is. Maar ek weet nie, aan die ander kant, omdat ek 'n verhouding met die Here het, seën die Here ook vir my. Ons het nou gesê, Psalm 23, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy seën my met vrede. Hy gee vir my nuwe krag, dis 'n seëning wat ek van die Here ontvang. Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want die Here is by my in my donker dieptes. En daar's soveel teksgedeeltes, soveel. Die Here seën my ook daarmee, maar dis nie, omdat ek iets uitkry, nou dien ek die Here nie. Verhouding met die Here moet nie transaksioneel wees nie. Maar ek moet God dien vir wie God is. Op die Here vertrou. Nie op myself vertrou nie. My eie planne vertrou nie. Op ander mense vertrou nie. Maar op die Here vertrou. Selfs as die dinge nie so uitwerk soos ek wil hê dit moet uitwerk nie, is God steeds waardig om aan vas te hou. Al gaan ek deur 'n krisis. Al is my gesondheid nie soos wat dit moet wees nie. En dit werk nie uit nie. En ek word ewe skielik nie gesond nie.
beteken nie die Here is nie by jou nie. God sê ek is nog steeds by jou. Al sou die vyeboom nie bot nie. Oomie Willem het so 'n paar weke terug hieroor gepreek. Hy het nog baie mooi dinge al gesê. Al sou die vyeboom nie bot nie, al sou daar geen drywe in meer wees nie, al sou daar maar meer beeste wees nie, wat sal hy doen? Nogtans sal ek in die Here jubel. En sy woorde was die volgende, dit het my nogal getref, wat julle weet nou my pa se situasie en alles daarmee saam. En dan tref dit 'n mens, want ons 2 mense met die Here. Ons almal is 2 met die Here. En sy woorde was nog, weet jy wat, en jy kry miskien nie antwoorde nie, maar jy vind God. Dis waar. In jou worstelstryd daarmee, kry jy miskien al die antwoorde wat jy wil hê nie, of jou antwoorde wat jy wil hê nie, maar jy vind God. Jy vind God. Mag jy vanoggend jou vertroue in hierdie God plaas, wat deur dik en dun saam met jou hierdie pad stap. En mag jy God loof en prys oor wie God is, nie oor wat hy kan uitkry nie, uit die proses uit nie. Maar ons weet, omdat ek die Here dien, is daar ook seëninge vir my, maar dis nie hoekom ek om dien, om iets uit te kry. Mag jy weet die Here is by jou, mag ons vertrou op die Here plaas. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade in ons lewens. Dankie vir u liefde. Of ons deur goeie tye gaan en of ons deur moeilike tye gaan, u bly steeds daar en mag ons altyd weet. Daar is ook 'n lied wat ons sing, u is waardig om te prys. U is waardig oor wie u is. En mag dit ons godsbeskouing wees. Mag ons nie anders dink oor u, Here. Want wanneer ons oor u praat, Here, is dit soveel groter as wat ons woordeskat kan wees. Soveel meer. Ons bid dit in u naam. Amen.